Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En dankie weer eens vir die voorreg wat julle vir my gee om bietjie in God se woord in te gaan saam met ons, saam met julle vandag. En ja, een van die mooi dinge wat die Here vir ons gegee het, is sy woord. Weet, dit is daar, dit is getrou, dit bly dieselfde. En ek weet ons as mens kom en ons probeer dit verander. En weet, dis asof ons dit in ons lewens wil inpas. Plaas dat ons lewens in die woord begin inpas. Want dis hoe dit moet wees eintlik. Weet, maar ons is geneig om die woord te vat en daai stukkies wat ons nie van hou nie uit te sluit en te sê nee, dis nie vir my nie. Weet, ek is 'n mooi mens, ek is 'n goeie mens. En is 'n paar woorde wat vanoggend my opgekom het, weet, as ou daar net wakker word en jy drink 'n koppie koffie en jy geniet maar net die verandering van 'n seisoen. En dan dink ek uit daaraan en weet, dink hoe wonderlik God is. Hoe amazing God is, dat hy vir ons elke dag 'n keuse gee. Nee, van die begin van tyd af, daar Adam en Eva, hy het vir hulle gesê wat is reg en verkeerd. En tog het hulle 'n keuse gemaak om die verkeerde ding te doen. En dis waar ons was, en ek weet, verlede week het ek net bietjie daaraan geraak, weet, daai wat ons moet versigtig wees hoe ons optree. Ons moet kyk en weet mense, ons moet altyd reg wees om ons standpunt en ons geloof te verdedig. En nie te verdedig soos die barbaarse islamitiese volk nie. Weet, daai ons is absoluut demonies. Weet, hulle sal jou doodmaak as jy nie saam met hulle stem oor iets nie. Nie so nie. Dis jou optrede. Dis jou optrede, hoe jy optree in die wêreld, hoe jy deur elke dag gaan en mense sien ten spyte van dit wat in die wêreld aangaan, is jy nog steeds getrou aan jou God. Nie die mens nie. En dis waar, as jy kyk na die nuus en alles, weet, hulle probeer so, hulle wil hê jy moet so in vrees lewe. Elke dag gaan hulle vir jou sê, kyk vir dit en kyk vir dit en kyk. Hulle wil hê ons moet in vrees lewe. Sê, ja, maar wat as? Wat as? Moet ons nie toch terugkom en sê, maar my God, ja, maar wat as my God is nog steeds in beheer? En dis wat hy hierso vir ons sê in Jeremia, ek meen Ou Testamentiese profeet, en weet, daar is baie min Christene vandag wat nog steeds in die Ou Testament lees, want hulle sê vir ons, dis die ou nuus. Ons lewe nou onder genade, en ja, ons lewe onder genade, maar God self het gesê, nee, ek het nie gekom om die wet weg te vat nie, ek het gekom dat ek het sal vervul. En ek lees graag hierso uit Jeremia 17. Kyk wat sê hy vir Juda. Ek meen Juda, dis een van God se volk, dis een van God se kinders. En hy sê vir die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel, met 'n diamantpunt, dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van hulle altare. Daai is heavy woorde, as ek het so mag sê, nee. Heavy woorde, daai wat hulle sê, dit is geskryf, dit is gegriffel, dit is ingegrafeer in hulle harte, wat? Hulle sonde. Want elke keer as God na hulle toe gegaan het en vir hulle die uitweg gegee het, het hulle teruggeval in hulle sondige natuur. En dis nie wat die Here vir my en vir jou wil hê nie. Want elke keer leer ons uit ons foute. Kom ons leer uit ander mense se foute. Kom ons kyk na wat hulle gedoen het en hoe hulle daarin, heeltyd daarin in ballingskap. Ek meen, daar sê die Here vir net paar woorde, paar sinne daar later in vers 4, Jeremia 17 vers 4. En jy sal uitval, en dit deur jouself. Is dit nie amazing nie, nee? Jy sal uitval in jouself. Hoe geneig is ons om God te blameer vir ons eie aksies? Weet, ek gaan drink 'n paar biere, doppe saam met my vriende, en ek het 'n ongeluk, en nou wat? Ek blameer God. Ek laat toe dat my kind wat 15 of 14 jaar oud is 'n kar bestuur en hulle verongeluk, ek blameer God. Ek laat toe dat sekere dinge in die lewe gebeur, ek laat dit toe, ek maak my deur oop vir my huis en ek sê, okay, kom kyk na al die evil, al die bose goed in my huis, kom ons kyk en ons kuier saam en ons kyk die verkeerde dinge op die televisieskerm. Ek laat toe en dan blameer ek God.
Meanwhile sê dit also, en jy sal uitval en dit deur jouself vir jou erfenis wat God vir jou gegee het. God gee vir ons hierdie wonderlike erfenis van wat? Van lewe en oorvloed. Van genade, liefde, blydskap, ewigheid. En wat doen ons? Ons dra ons rug op God en ons gaan op ons eie pad. Sê, en ek, God, sal jou vyande laat dien. God gee ons oor aan dit wat in ons harte aangaan, nee. So maklik, God laat toe dat ons hy televisie dien. God laat toe dat ons die geld dien. God laat toe dat ons hy rykdom dien. Hy laat dit toe. Want is ons wat die eerste keuse maak om te sê, ek gaan nie Sondag kerk toe nie, want ek wil laat slaap, want ek het te laat gekuier die vorige aand. Ek gaan nie Bybel lees nie, want ek het te veel tyd voor 'n televisieskerm gespandeer. Ek gaan nie terug huis toe kom saam met my vrou nie, want ek wil kuier saam met die manne. Ek wil gaan dit doen en daai doen en daai, en jy kan self daarin sit. En elke een van ons, partykeer is skuldig daaraan, nee. En dan sê die Here, okay, as jy daai wil dien, ek laat dit toe, God laat dit toe. Hy sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou. Vervloek, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En dis een van die dinge wat nie skielik gebeur nie. Dis nie vandag staan ek op en ewe skielik gaan ek nie meer die Here dien nie. Nee, dis daai wat ek stelselmatig dwaal van die pad af. Dis daai wat ek so gefokus is op nou. En enige iemand wat in die bos gaan stap het of weet wat dalk op 'n natuurpad gaan stap het, daar in die natuur gaan loop het, weet as ek hier voor my fokus, hierso, dan gaan ek vinnig afdwaal van die pad af. Maar as ek heeltyd my oë ophou en ek kyk voor my, ek weet wat die pad is wat ek moet stap, maar ek kyk voor my en ek hou my oë gefokus op dit wat voor my is, dit wat die Here aan my beloof het, dan sal ek die nou pad stap. Maar as ek hiernatoe kyk en ek wil nou, daai tydelike genot, I want that instant gratification, dan gaan ek soos hierso, nee, terwyl sy hart van die Here afwyk. Want ek soek hierso en ek soek daarso en ek vertrou nie meer op God nie. Ek luister na die dinge wat die wêreld vir my sê, en dan sê die wêreld vir my gaan daai kant toe, en dan gaan daai kant toe, en dan gaan daai kant toe en daai kant toe. En so sê die Here. Maar die wonderlike ding van God is weens, soos ek nou gesê het, hy gee vir ons daai keuse, en dan kom hy terug daar sê, en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie. Hoekom? Want hy sy oë is gefokus op die tydelike. En dan kom Jesus Christus, die goeie boodskap, met die ewige lewe, met waarde, met daai vrede wat ons nodig het, daai liefde wat ons nodig het, daai rykdom wat ons nodig het. En ek praat nie van die tydelike nie, ek praat van daai ewigheidswaarde wat ons so nodig het. Dan kom hy, dan sien ons dit nie raak nie, hoekom? Want my oë is nie gefokus, my ore is nie gespits nie, ek is nie ingetune, as ek dit so kan sê nie. Hy sê, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Dis nie waar ek en jy wil wees nie. Ons wil wees waar die Here is, ons wil wees waar lewe en oorvloed is, want daar so Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie sy vertroue die Here is. Nie die werke van die Here se hande nie, nie dit wat die Here vir jou kan doen nie. Punt, die Here is. Ek vertrou op die Here. Ek vertrou op die Here, en wie se vertroue die Here is. Wat gebeur met daai persoon? Geseën sal hy wees. Geseën sal ek wees in alles. Hy sê, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie.
Nie vrees as mense iets vir jou sê nie. Nie vrees as die wêreld iets vir jou sê nie. Nie vrees as jy die onbekende ingaan nie. Want hy's geplant by die stroom van lewende water. Sy vertroue is in die Here, maar sy blad bly groen. Die hitte kom, die aanval kom, die onbekende kom, die twyfel kom, maar ek is geplant, ek en jy is geplant, ons is gevestig, ons wortels is diep in die Here in, ons vertroue is op die Here, ons blad, ons blare, dit waar ons raak sal geseënd bly, dit sê dit bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Is dit nie wat jy wil wees nie? Dat ten spyte van wat die wêreld sê, hou jy aan vrugte dra. Vrugte dra. Dan gaan mense na jou toe kom en sê, hoe is dit moontlik? Ons as wêreld gaan deur hierdie dinge, maar jy bly geseënd. Jy bly vrugte dra. En ons antwoord sal wees, hoekom? Want ek vertrou op die Here. Ek vertrou op die Here. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, ek vertrou op die Here. Maak nie saak wat in my huis probeer inkom nie, ek stop dit, ek luister na die Here sê, dit is nie van hom af nie, en ek laat dit nie toe in my huis nie. En dan sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? So moenie op jou hart vertrou nie. Vertrou op jou verstand, vertrou op jou wysheid, vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Jy sê, ja, maar dit voel goed, ja, maar almal doen dit, ja, maar. Nee, vertrou op die Here. As die Here sê dis sleg, as die Here sê dis nie reg nie, as die Here sê nee, is dit 'n nee. Punt. En dan sê ek, die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Hoe werk ons op hierdie oomblik? Nee, die Here gaan gee, volgens die vrug van jou handelinge, volgens dit wat jy doen elke dag, volgens dit waarop jy vertrou. Die Here is getrou en regverdig, hy gee dit vir ons, hy deursoek ons harte, hy toets ons niere, om aan elkeen te gee, net na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. En ek los dit by jou daar vandag, dis die wonderlike ding van die Here. Hy kom daar en hy sê, vervloek is jy, maar geseënd is die wat op die Here vertrou. Wil jy vervloek wees, of wil jy geseënd wees? Kies is ons in. Hoe is ons vervloek? Wel, ek vertrou op die werk van my hande. Ek vertrou op my eie rykdom, my eie wysheid, my eie dinge. Maar geseënd, hoe? Ek vertrou op die Here, vir my alles. Daar waar ek geplant is, daar waar ek gevestig is, in God se woord gevestig, daar sal die Here my seën, hy sal jou seën, ten spyte wat om ons gebeur op hierdie oomblik. So, wees geseënd, vertrou op die Here in hierdie week wat voor ons is, in hierdie maand wat voor ons is. Ja, die seisoene hier in Suid-Afrika verander, in Johannesburg verander, dit raak nou koeler en kouer, maar die seisoen in ons harte hoef nie te verander nie, want die Here ken ons harte, hy weet waar ons geplant is, hy weet waarna toe ons mik, hy ken ons hartsbegeerte en hy wil ons seën, maar vertrou vandag op die Here, en hy sal jou seën, en jy sal aanhou vrugte dra, en jy sal aanhou groen wees vir die Here. Mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê, en as die Here wil, dan praat ons weer volgende week. Ek bid God se seën oor jou lewe, oor jou besigheid, oor jou verhoudings, maar meer as alles, ek bid God se seën oor jou verhouding met hom. Vertrou op hom. Hy het net die beste in store vir my en vir jou. In Jesus naam groet ek jou. Amen.